wonderful performance. It was so nice to hear this really new combination for me. I don't think I've ever attended a concert with these particular three instruments. Uh, and it's so nice to see how enthusiastic everybody was about your music. Who compiled the program? Was there a lot of fighting? Marley, maybe you can answer that. How do you choose these interesting pieces? Because some of the composers I've never heard of in my life. So there we go. The way this whole thing worked was we all work together. We teach music at Pretoria Boys High School. And somehow, when you see each other every day and you play with children, wonderful, talented children, but at the end of the day, you kind of feel like I want to play with a professional. So that's the way that we found each other. And then the first piece that we started off with, the Rutter, I think Andri arranged this just for us so that we could have something to play. And then we started searching for music, and the Charles Kirchlin was just on YouTube. And then this guy, I don't know how you found the Peterson, but that's the one that you found. And it's wonderful if you have a trio situation, but the two of us, we played, Andri and I played here in 2022 as a duo, and Rikus and I do a lot of duo stuff. So the combination actually sort of falls into place by itself. The next step is to commission South African composers to write for us. There is one piece by our former boss, Neil van der Walt, already for flute, saxophone, piano, but we want more. So if anybody has a few 100,000 lying around, We'll tell the composers. But we're here all day. Handri, I have a question for you. So I've never played the flute. I once tried to blow one note and I couldn't breathe anymore. You know, You didn't come to Pretoria Boys High School. you see, I was in a much better school, but the problem was that you need exceptional breath control. But does the same apply to piccolo? It seems like you only need half the breath. Well, everything is smaller on the piccolo, so yes, I can play longer phrases on the piccolo than on the flute. But is piccolo more difficult than flute? Why? Because everything is smaller, so the slightest change you make, it makes a huge difference. So we control the pitch by lifting the airstream. So on the flute, you have to work quite hard, and on the piccolo, if you do it by accident, you go way sharp and way flat. So you have to be very calm while you play the piccolo. Well, I always tell my family I have no need to go bungee jumping or skydiving. I just play Tchaikovsky's Fourth Symphony's piccolo solo. That's my adrenaline rush. And then the last question I have, which is a bit of a wind player trivia, is why is extreme temperatures so difficult for wind players, like extreme heat or cold? Just explain to us what happens in the instrument, because that's something I've never understood. Well, on the flute particularly, silver is the metal that conducts heat the best. So if I leave the flute in a cold room, within 10 seconds, it's ice cold. And when I blow on it, then it heats up. So, and the temperature of the metal affects the pitch, whether I'm flat or sharp. And then there's the added thing of condensation. If you blow into a cold body of metal, then there's droplets forming, and that's not great. So, yeah, I don't know if Rikas wants to say something about, on the piccolo, because everything is so small, if you blow into it and the condensation and you have droplets, then it just fills the holes and then the notes don't come out. So that's why I have to put it under my arm, because it prefers body heat. All these idiosyncrasies of the instruments. That's fantastic. Rikus, now some questions for you. Is it okay if I ask in Afrikaans? Because we have lots of Afrikaans people Natuurlijk, attending, ja. attending the klassiek weekend. Vir my is die saksofoon so 'n veeldoelige instrument, maar dit staan tog vir party mense met een voet in die wêreld van populêre musiek of jazzmusiek en met die ander voet in hierdie wêreld van wonderlike klassieke of westerse kunsmusiek wat geskryf is vir die instrument. Hoe het jy by saksofoon uitgekom deur watter een van daai twee deure? Wel, ek het begin as 'n pianis, believe it or not. Ek het begin klavier speel en toe het Marie Stof my gesê as ek haar job vat, gaan sy my nee, grappig. Die saksofoon was iets vir my nog altyd, ek het dit in die kerk raak gesien, praise and worship teams, en dit was soort van waar het begin het, amper meer jazz, pop omgewing, maar omdat ek 'n
pianistiese agtergrond het en 'n liefde het vir klassieke musiek, het klassieke en barok saksofoon vir my nog altyd uitgestaan. Veral die musikante wat ons in Nederland kry, België, Frankryk, dit is maar waar die groot klassieke kunsmusiek vir saksofoon ontwikkel het. En if I can use the English expression, it's just so much more intricate. Being able to paint, om met 'n saksofoon te kan verf, jy kan soveel doen, jy kan perkussie klanke maak, jy kan extreme ranges gaan, jy kan sing terwyl jy speel en dan maak dit snaakse geluitjies. Die saksofoon is regtig 'n very versatile instrument en jazz en pop is lekker, maar ek nooi enigiemand uit om Bach te probeer speel. Dit sit vir jou jare op die Exactly, lewe. ek stem saam met jou en ek dink dis wat die instrument so interessant maak. Mense sien dit gewoonlik as of 'n jazz instrument of 'n klassieke instrument. Maar Henry het nou meer as een instrument vandag op die verhoog gehad. Speel jy ander saksofone ook of net die een wat jy vandag gebruik het? Ja, ek speel al 4 saksofone. Ek het alt saksofoon gespesialiseer in en dit is ook die instrument van die 4. Jy het die sopraan, die alt, die tenor en die bariton saksofoon. Die alt saksofoon en die sopraan is maar die 2 instrumente wat meestal gebruik word vir jou kunsmusiek. Mense kan vinniger op dit beweeg. Die tenor saksofoon en die bariton saksofoon se meganisme begin te swaar raak. So mense kan nie vlugtig vinnig en fliks wees op hom nie. So die alt is maar die een nie. En ek het gehoor dat die bariton saksofoon nie in julle repertorium vandag kon wees nie, want daar is nie plek op die vlug gewees vir so groot instrument. Ongelukkig nie. Die vlieënier het gesê hy sal nie kan saamkom as ek die bariton wil vlieg nie. So ons moes hom los. Marlene, nog 'n vraag vir jou, baie dankie Rikus. So as 'n pianis, as jy saam met hierdie 2 instrumente speel, is daar enigiets wat anders is as wanneer jy saam met 'n viool en 'n cello speel? Of benader jy kamermusiek verskillend vir verskillende kombinasies? Vertel ons bietjie wat gaan in jou kop aan as jy dink, o, ek speel vandag saam met hierdie 2 weirdos. Hoe berei jy jou voor? Jy sien, ek is so gelukkig omdat ek oor die jare met verskillende tipes instrumente gespeel het en die werk wat ek by Pretoria Boys High doen is ek is die in-house begeleier, so ek speel so met al die kinders wat klarinet en trompet en tromboon en die hele toetie speel. En ek leer elke dag iets nuuts, maar wat wonderlik is van die blasers is ek kan hulle hoor asemhaal. So voor ons begin sal Henry doen en dan is ons gelyk. Dit is wonderlik. Met 'n stryker het jy nooit 'n klou nie. Een oomblik sit jy is reg om te gaan en die stryker staan en wag. Dan kou hulle vir dit en jy het nie 'n benul gehad nie. Maar met julle is daar altyd asem. En daar's iets so fantasties liggaamlik aan 'n blaasinstrument omdat die asem natuurlik deel is van die klank wat jy hoor. Dis moeilik om dit regtig te beskryf, maar dit is nuut vir my. Ek het nie so baie met blasers gespeel voor julle 2 nie. Julle is my eerstes. En ek geniet dit verskriklik baie. En dit is ook heeltemal 'n ander kombinasie, die saksofoon en die fluit. Jy weet, mense is gewoond aan sê maar 'n klarinet en 'n cello, daardie vorm van tree wat ek baie gedoen. Hierdie is heeltemal nuut, so dis 'n klankwêreld vir my wat my so prikkel en wat so splinternuut is. En dit hou my die heeltyd geïnteresseerd. Ek kan nie wag vir die volgende hoofstukke nie. Ek dink dit is regtig die begin van iets groot vir julle. En nou dat jy praat van asem, ek het jare terug hierdie ware verhaal gehoor oor asem. Die fenominale sopraan Mimi Koortse het een keer met Wessel van Wyk 'n konsert gedoen. Hy was die pianis en na haar sin het hy die een liedjie te stadig begelei. En toe hulle van die verhoog afstap, toe is sy baie kwaai met hom en sy sê, Wessel, wat maak jy? Probeer jy my versmoor? En ek neem aan Marley, as 'n mens hoor hoe hulle asemhaal, dit is, dan besef jy moet saam met hulle gaan. Daar's 'n paar notas in my bladmusiek as jy wil gaan kyk, 'n dik pyl wat sê go, go, go. Anders dan gaan arme Henry dood neerslaan. Oxygen deprivation is a reality. Baie dankie. Dames en here, ek wil graag vra of daar enige vrae is wat u het vir hierdie wonderlike trio. Dalk het u tydens die konsert gewonder oor iets. Ja, daar agter is iemand. Dankie Henry, ek wil graag by jou hoor, sal jy 'n oboe saam met 'n fluit sit? Ja, omdat die hobo en die fluit in die orkes so gereeld saamspeel, is dit nogal 'n kombinasie wat fantasties werk. Dalk moet Rikus hobo leer. Ek wil van Rikus weet, hoe kry jy daai pizzicato effek is dit asem of is dit die stoppe? Oom, ek moet elke oggend 5 uur aan die teerpad lek om my tong grof te kry. Nee. So wat mens doen, die saksofoon word met 'n rikkie gespeel. So mens noem dit slap tonguing.
waar jy amper die beste manier hoe ek dit nou kan beskryf sonder 'n mondstuk in my mond is as 'n mens gaan so mens suig amper half vas aan die riet, maar het moet so vinnig gebeur want daai klopgeluidjie moet gebeur, dan moet die lig dadelik weer terug wees in die instrument. So dis nogal so So ja, dis 'n tongkloppie. Is dit 'n Xhosa tegniek van saksofoon speel? Ek nie waarvan ek bewus is nie, nee, maar ek dink dit kan help met die Slap tonguing. diction. Hierso is nog 'n vraag. O, sy wou net wyn bestel. Sorry, nog iemand met 'n vraag dalk? Ja, daar sit iemand. Nou, ek wil Rikus vra, jy het nou op 'n altsaksofoon gespeel. Kan jy outomaties die ander 3 ook speel? Ja mevrou, so die altsaksofoon en die bariton saksofoon is die saksofoonfamilie is transponerende instrumente. Die dwarsfluit is nie 'n transponerende instrument nie. Dit beteken die instrument is so gebou en vir gemak, so as mense concert pitch C speel, is dit op die altsaksofoon 'n A. So al die instrumente se vingersetting is presies dieselfde. As jy die een kan speel, kan jy die ander een speel. Dis ook wat ek my studente sê. Die grootste probleem, of nie probleem nie, kom ons sê eerder uitdaging kom, soos wat Henry gepraat het oor die piccolo versus the flute, is alles word kleiner. Die sopraansaksofoon is kleiner. 'n Kleiner rietjie vat meer lig om te laat vibreer as mense oor dit blaas, maar as mense die een kan speel, die vingersettings vir die ander 4 is presies dieselfde vir die ander 3. Nog enige vrae? Hierso is iemand. Ja. Ek het julle program ongelooflik baie geniet. Elke werk was 'n verrassing geweest. Maar wat ek wil weet, daai quantum song, waar op aarde het julle dit opgespoor? Hoe spoor 'n mens so iets op as jy nie weet van sy bestaan nie? En dan het dit nou weer dramaties verskil van die laaste werk wat bietjie meer akademies is, maar ook ongelooflik interessant. Ek wil altyd weet, is daar 'n gedagtegang wat julle het voordat julle 'n program saamstel? Of is dit maar, kyk wat gebeur en nou hoop julle maar die gehoor hou daarvan? Of het julle dalk 'n toetsloopie vooraf en sê, jy weet wat die gehoor sê, ja, okay, dit sal werk of dit sal nie werk? Ek sal dit Marley die deel van die program saamstel antwoord. Die quantum liedjie het ek gevind. Nicole Chamberlain is 'n fluitspeler en ek is iemand wat vreeslik maklik verveeld raak. So ek kan nie dieselfde liedjies oor en oor speel nie en dieselfde liedjies oor en oor vir my leerlinge leer nie. So Nicole Chamberlain speel self fluit en ek het haar musiek gehoor as toe ek 'n fluitdag gereël het waar 70 fluite moes saamspeel. Toe het ek 'n fluitkoor stuk gesien wat sy gespeel het en toe gaan kyk ek verder want ek het daarvan gehou en toe vind ek hierdie ene vir fluit en saksofoon en toe besef ons dit gaan goed werk. En oor die programbeplan sal ek vir Marley. Is 70 fluite wettig op een plek? Ek wil net dit vra. Marley, sorry. Dis wettig, maar dis gevaarlik. Die internet is 'n wonderlike manier om nuwe musiek te kry. En as jy nou byvoorbeeld iets soos die Kuchlin op 'n YouTube gaan soek, en jy luister daarna, dan is die rekenaar so slim. Dis bietjie scary, maar dan gee die rekenaar vir my 4 of 5 ander komponiste wat vir 'n soortgelyke kombinasie geskryf het. Dan begin mense die goedjies nou so soek. Maar in terme van hoe mense ding aan mekaar sit, ek dink altyd aan 'n program as iets wat 'n soort geografie het amper. Weet, as mens net die heeltyd intense, harde, ontstellende musiek hoor, na 'n rukkie kan jy oor nie meer iets inneem nie. So as ek gedink aan hierdie program en byvoorbeeld die Gully wat ek en Andri gespeel het, ek weet dis 'n bietjie kitsch, maar ek is so mal daaroor. Ek kan nie genoeg kry daarvan nie. Iets daaraan laat my glimlag en dan moet iewers in 'n program 'n glimlagstuk wees. En jy moet hom probeer insneek net na iets wat miskien 'n bietjie moeiliker was om na te luister. So as ons die Fireflies gehad het, daar was iets vreeslik mooi daaraan, maar iets ontstellend vir my amper ook, hierdie hoë note, hierdie Firefly wat rondvlieg het probeer, miskien iets ontsnap, dis maar my eie verbeelding. Dan daarna, dan luister jy na Gully, dan gaan jy Wenen toe en jy gaan wals. En dan daarna is dit weer tyd vir trio, dan doen ons iets soos die Kuchlin, wat pragtig is, buitengewoon. En as jy dit klaar geluister het, dan is jy eintlik reg vir iets soos die Peterson, wat bietjie meer gut punches, jy weet. Maar ek dink altyd so daaraan is 'n ding van bietjie jou opvat, bietjie even out, bietjie opvat, miskien 'n bietjie laat ontspan. En as jy kan eindig met 'n lekker harde noot soos vandag, more the better. Baie dankie. Enige ander vrae nog van enige iemand? Dit lyk of ons al die vrae beantwoord het. Dames en here, net 'n vinnige herinnering. Dit 3:30 is Little Maestros hier binne en vanaand
7 uur is The Prayer met Magdalene Minnar en Estia Kreer. Dis waar die Kaap provinsie nou verteenwoordig word. So for those of you who are from the Cape or from Cape Town, I'm very sorry, but you're welcome to attend this concert tonight at 7 o'clock. And remember, you can eat and drink here before the time. It makes the concert so much better if you don't go on an empty stomach. That's very important. One thing I just have to mention before I thank you and say goodbye. Please remember, with all the concerts here, the moment you take out your cell phone and try and photograph somebody or something, the people behind you have lost the focus on the concert. So I had some complaints after this concert that there were some people filming or taking photos. Just put away your phone when you go into the Burgercentrum. You'll get all those messages afterwards, and just be in the moment, enjoy it. Because I know sitting behind somebody who keeps taking photos is the worst thing ever. So if it's possible, please refrain from doing that. But nonetheless, it was a fantastic concert. Thank you so much. We hope to see you back at Klassiek and see you on YouTube soon, seeing that you find everybody you like on YouTube. Please give them another big round of applause. Ensemble Masana.